elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Maar welkom by Vita die Bybelstudies. Dis Evangelie van Johannes. Ons is nou in hoofstuk 13, met die vorige opname het ons gekom by vers 1, wat dit beteken dat Jesus sê, hy het sy eie mense in die wêreld liefgehad, hulle liefgehad tot die einde toe. Ja, om gehoorsaam te wees is wat liefde beteken. Nee, ek dink dit is so 'n belangrike, dis so 'n belangrike verstaan van wat dit is, en daaroor kan 'n mens nou baie praat, veral as jy natuurlik nou verder wil praat oor die apostels wat die mense, die gelowiges vermaan om nog liewer te wees vir mekaar en sovoorts, en Paulus se befaamde 1 Korintiërs 13 en wat dit alles behels. En dan bind jy dit aan hierdie gedagte dat om lief te hê is om gehoorsaam te wees aan Jesus. Dis net soos wat Jesus gehoorsaam is aan die Vader. So 'n belangrike ding. Toe ek nou kyk na vers 1, toe sien ek ook die woorde, hy het sy eie mense in die wêreld lief gehad. En ek wil net dit vinnig onder jou aandag bring, want dit is nogals 'n interessante opmerking daarin. Hy het sy eie mense in die wêreld lief gehad. En as jy alles in ag neem wat ons gelees het tot hier, waar Jesus met die mense praat, jy neem al daardie gesprekke in ag. Nee, die goed wat ons gelees het in, sê nou maar, hoofstuk 5, hoofstuk 7, hoofstuk 8, hoofstuk 9, en so die opbou na Lazarus toe. Nee, al daai gesprekke met die fariseërs. Dan kom jy by hierdie uitlating uit, in vers 1. Nee, nou dis belangrik dat jy al daai goed in ag neem, omdat dit vir jou die konteks gee. Waarbinne jy daardie frase, daai sinnetjie moet interpreteer. Dis net hoe dit werk. Nee, so binne konteks, wat beteken dit? Dan sien ons twee goed wat hy daai vir. Hy sê hy het sy eie mense in die wêreld lief gehad. Nou die woord die wêreld in die Grieks hokosmos. In Johannes beteken iets baie spesiaal en spesifiek. Nou ons het al hieroor gepraat, ek dink as ek nou nie verkeerd is nie, dan dink ek waar dit nou veral ter sprake was is toe ons Johannes 3 gedoen het, wat sê op hierdie manier het God die wêreld lief gehad, hokosmos. Hy was in die wêreld, hokosmos, maar hy was nie van die wêreld nie, hokosmos. Wat beteken die wêreld in die Evangelie van Johannes? En in die Evangelie van Johannes, baie kort, beteken die gedeelte van die mensdom wat vyhandig teen God staan. Dis die wêreld. Daarom skryf Jakobus, weet jy nie dat as jy 'n vriend van die wêreld wil wees, jy 'n vyand van God is nie. Jakobus 5. So, en dan ook die baie ryk verduidelikings en waarhede in die Nuwe Testament, dat in Christus Jesus word ons juis uit die wêreld uitgehaal en in 'n nuwe koninkryk gesit. So, die wêreld is nie net die gedeelte van die mensdom wat teen God rebelleer nie, maar dit is ook 'n koninkryk. Nee, dis 'n domein. So, sy eie mense in die wêreld lief gehad. Nou ja, die idee van eie mense is baie belangrik, omdat hier 'n baie skerp verwydering kom tussen twee idees. Nou ek dink nou terwyl ek aan dink, jy kan nou sien hoe dink ek. Want ek kyk gou hierdie vers. Nee, want mens sal, dis nou een van die goed wat dadelik by jou opkom. Ek gaan dit lees en sê jy waar dit staan. Kyk of jy kan raai waar dit staan. Dit sê, maar almal wat hom aangeneem het, nee, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie.
maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. So hier is nou die ding. Binne die konteks van Johannes, kan hy het sy eie mense in die wêreld lief gehad, twee goed beteken. En tussen hierdie twee begrippe is daar nogals 'n afstand. Die een begrip is die woorde van Johannes 1 vers 12 en 13. Nee, hy het 11, 12 en 13. Hy het na sy eie mense gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem, maar almal wat hom aangeneem het, dis vers 12, en hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, hulle wat gebore is uit God, nie deur die wil van die vlees van die man nie, maar uit God gebore is. En so die eerste idee is dat Jezus juis na Israel toe kom. Want die Messias is aan Israel beloof. Maar ook aan die hele wêreld. Nie eksklusief en uitsluitlik aan Israel nie, maar aan Israel, deur Israel, vir die hele wêreld. En die eerste idee wat mens kry is, hy het na sy eie mense toegekom, bedoelende Israel, die mense met wie hy nou soveel eeue al stap, en so lank as wat hy met hulle stap, so lank al weerstaan hulle hom. En ons sien daai sentiment geweldig baie in Jesus se gelykenisse. Vat byvoorbeeld die gelykenis oor die bruilof wat die koning vir sy seun hou, of die gelykenis oor die landbouer wat 'n wingerd het en dit hy mense wat daar werk en so aan. En almal van daai, en daar's 'n paar van hulle, dan kan jy sien hulle word gekies om te werk in die wingerd. Hulle is sy werkers, maar hulle weerstaan hom, so lank as wat hulle vir hom werk, so lank weerstaan hulle hom. En dat jy nou in Johannes 1 vers 12 kry, maar hy het na sy eie mense toe gekom, bedoelende, hy het na die volk met wie hy so lank al stap, na hulle toe gekom, maar hulle het hom nie aangeneem nie. Hulle het hom weerstaan, soos wat hulle doen, nog deur al die eeue heen. So daar is die een begrip. So daar is die woorde eie mense, praat dan spesifiek van Israel. Nou is die vraag in Johannes 13 vers 1 of eie mense hier ook van Israel praat. Hy het sy eie mense in die wêreld liefgehad en hulle liefgehad tot die einde toe. Dan, binne konteks, kan jy nou nie sê nee, dit is nie Israel nie, want dit is, die begrip word elders ook in die evangelie gebruik en dan word het gebruik vir Israel. Maar daar is ook 'n tweede definisie wat jy met groot veiligheid en sekerheid kan koppel aan die woorde eie mense. En dit is waar hy dan ook in Johannes 1 vers 12 sê, hy het na sy eie mense, Israel, toegekom, maar hulle het hom nie aangeneem nie, maar die wat hom aangeneem het, bedoelende die uit Israel of enige iemand anders, wat nie uit Israel het is, wat hom aangeneem het, vir wie hy is. Hulle word die eie mense van God. En daar kry jy die Engels het so 'n lekker woord, man, en ek verstaan hy woord so goed, want veral as jy weet in jou huis werk en jy probeer goed onderhou, hulle het 'n woord, delamination. En partykeer plak jy 'n ding op 'n muur, 'n teel of 'n ding en dan, of jy weet, sê nou maar pleister en dan delaminate daai pleister van die muur of die teel of so. Nee, die ouens wat sukkel met huis onderhou sal nou dit dadelik verstaan. Ja, weet presies wat dit is. So 'n lekker woord, hy dadelik betekenis. Daar vind 'n delamination, 'n skeiding plaas tussen hierdie twee begrippe. Nou, ekskuus as ek jou nou verveel met dit, want ek dink nou nie almal sal dit nou vreeslik interessant vind nie, maar en dit is die idee, die definisie tussen die eie mense van God en die eie mense van God. Of, soos ons in Johannes 8 gekry het, die kinders van Abraham en die kinders van Abraham. Dit klink soos dieselfde, eie mense, klink dieselfde, maar as 'n beduidende delamination, as 'n beduidende skeiding tussen hierdie twee om te sê, eie mense Israel en eie mense
Die ware volk van God. Die ware volk van God. Johannes 1 vers 13. Hulle is nie uit mense gebore nie. Die ware volk van God is nie uit mense gebore nie. Hulle is uit God gebore. So almal wat hulle lewens voor Jesus neerlê en hom aanvaar vir wie hy is en aan hom onderdanig raak, word gebore van bo. En die feit dat jy Israel is en in die historiese sin eie mense is. Jesus het na sy eie mense gekom en hy is gebore as 'n Jood. Hy is nie gebore as 'n Griek nie, hy is gebore as 'n Jood tussen die Jode. So het jy die idee van eie mense, maar die ware eie mense is nie die wat gebore is as Jode nie. Die ware eie mense is nie die wat deur die vlees of die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En om uit God gebore te wees, het jy meer nodig as 'n paspoort. Baie meer nodig as 'n paspoort. Jy het Jesus nodig. En so as ons kom na hierdie gedeelte wat sê, hy het sy eie mense in die wêreld liefgehad, dan verstaan jy, daar's hierdie, kom ons maak 'n anglisisme van daai woord, 'n delaminasie tussen hierdie twee. Jy moet dit duidelik sien, die eie mense is, dis twee verskillende begrippe. Nee, die betekenis van die een en die betekenis van die een is, nee, en die implikasies daarvan, en Jesus hamer dit oor en oor en oor, deur vir hulle te sê, julle is nie kinders van Abraham, omdat julle deur die bloedlyn van Abraham is nie. Julle is kinders van Abraham as julle deur die geloofslyn van Abraham kom. Twee verskillende begrippe, heeltemal belangrik om raak te sien. So, lees ons hierdie versie, nou, dan het sy eie mense in hierdie wêreld liefgehad, dan moet jy sê, goed, hy het vir Israel liefgehad, hy het na Israel toe gekom, verseker, Jerusalem, hoe dikwels wou ek julle by mekaar maak, soos hy Henar kykens by mekaar maak, maar julle wou nie, nee, soos hy Henar kykens, so, jy sien die liefde, dis die een ding, maar daar is 'n ander deel, en dit is, die ware eie mense van God. So onder hulle tel sy disippels, Anna, Simeon, wat hom gekry daar by die tempel, toe hy nog 'n babietjie was, die mense reg deur Jesus se bediening, Martha, Maria, Lazarus, die Romeinse kolonel, bevelvoerder, wat aan hom geglo het en gesê het, Here, jy hoef nie te kom na my huis toe, die spreek net die woord. Jesus sê, groter geloof het ek nie in Israel gekry nie, hierdie is 'n onbesnede heiden. En al hierdie dinge wat so deurgaan, nee, om te sê, maar kyk, dis die ware, dis die eie mense van God. Hy het sy lewe gegee as 'n uitkoms vir die wêreld. Dis waar. Maar hy het sy lewe gegee as 'n bediening vir die wat aan hom gekoppel is. En dis die ander deel. En as jy dit verstaan, en jy het helderheid daaroor, en jy sien hoe dit werk, dan gaan jy nou die res van hierdie gesprek baie deeglik verstaan. Want, van hier af aan, praat Jesus met sy eie mense. Nie sy eie nasionale mense nie. Nie die nasionale Israel nie, maar met die Israeliete, wat deel is van die ware volk van God. Van hier af, regdeur. En dan sien jy dit ook in die priesterlike gebed, waar Jesus sê, Vader, ek bid nie nou vir die wêreld nie, kosmos. Ek bid nou vir die wat u my gegee het. En daar kan jy duidelik die delaminasie sien, in begrippe. So Israel is val, die mense in Israel wat Jesus nie aanvaar nie, val nie onder die vaandel van die eie mense van God, bedoelende gebore uit God nie. Maar hulle val onder die vaandel van die wêreld. Die gedeelte wat vyhandig teen God staan. En daar is so baie daaroor wat jy kan lees. Ek dink nou,
ek dink nou aan Jesus se beskrywing. Ok, ek gaan nou nie so toe bly nie. Ek gaan dit nou net sê. Ek gaan nou net ligweg daarna verwys, jy kan maar so toe bly en dit gaan lees. In sy briewe aan die gemeentes in Openbaring 2:3 praat hy in die een stad van die sinagoge van die Satan. Nou dis 'n baie belangrike term, jy weet, 'n beskrywing en die feit dat Jesus dit so blaatant en kras gebruik om te sê daar is 'n sinagoge in daai stad en hulle kom by mekaar, jy weet, en hulle vergader, hulle sabbatsvergaderings en jy weet feeste en hulle hou al die goeters en hulle lees die boekrolle van die profete en sing Inaima tofu manayim shevetachim gam yachad. So hulle sing al die liedjies, hulle lees al die skrifte, maar dis 'n sinagoge van die Satan. Dit het niks met God te doen nie. Hulle is nie die mense van God nie. Hulle is nie besig met die werke van God nie. Hulle is nie deel van die familie van God nie. Dis 'n vergadering van die Satan. Jesus se woorde. Jy sien dit oralste, sien jy hierdie belangrike dinge raak. So goed, dit nou, daar skies ek nou hopeloos te lank daarop gesit. So kom ons, gaan net 'n bietjie aan. En gedurende die maaltyd, die duiwel het in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om te verraai. Hy het Jesus, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan en sy bootklere uitgetrek en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Ja. Skus, daar sit 'n snaakse ding daar. Ja. Johannes interject. Hy sê, gedurende die maaltyd het Jesus 'n doek geneem en om hom vasgemaak en so aan. Maar dan interject hy 'n deel daar. Sê gedurende die maaltyd en dan sê hy iets van Judas Iskariot. En die feit dat Jesus weet dat God alles in sy hande gegee, dat hy van God uitgaan het en na God heen gaan. En dan gaan hy aan met die vertelling van die doek en die, ja, dis so, boem, daar lê dit. Nou, dit is baie interessant te sien, wat Bybelvertalers, interpreteerders met dit maak, dis die moeite werd, en een van my gunsteling kommentators, by verre een van my gunsteling kommentators oor die boek Johannes is Merrill C. Tenney. En Merrill Tenney het 'n kommentaar geskrywe oor die evangelie van Johannes met die titel John the Gospel of Belief. En ek sê nou die dag vir 'n vriend, ek sê, as ek wens ek kon die hele boek leer, woord vir woord, uit my kop uit, weet, die boek kon leer. Sou dit nie kosbaar gewees het nie, omdat die inhoud van daai kommentaar is so diepgaande lieflik oor die heerlikheid en waarheid van Jesus, dat mense vra, jy weet, jy kry mens hy speletjie, mense sê nou maar jou huis brand af en jy kan net een ding vat, jy kan net een boek vat, behalwe nou die Bybel wat sê vat, daar's my boek, definitief. Ja, jyne, ek sal omgeef, ek het hom nou nie hier in die rak nie, hy lê daar onder, maar definitief, dis my boek. Ek dink eers 2 keer nie, vat hom, want die inhoud daarvan is so lieflik, en dit my al so geweldig bedien in my hart om te verstaan wat die evangelie van God werklik is. Is regtig kosbaar. Nou, hoekom vertel ek jou nou van hom? Laat ek nou eers terug op my gedagtes. O ja, wat maak die kommentators met hierdie interjeksie van Johannes hier in die verhaal? Nou,
Nou, ek nou alles daai van Meryl C. Teddy gesê het, moet ek nou vir jou sê, ek kan nou nie onthou wat het hy gesê daarvan nie, en ek het ook nou nie gaan kyk nie. So kom ek gee jou nou net, as jy dit nou self gaan naslaan, dan is dit nou lekker maklik om te meet. Ek kan dit ook doen as ek klaar is met hierdie opname, maar wat ek nou dink, is Johannes stel die toneel om te sê, dit wat jy nou gaan lees, is die uiterste laaste. Hierdie is die laaste. Dis die laaste vergadering van sy aard, die laaste gesprek van sy soort. Want Judas is daar, Jesus gaan nou sy voete ook was, maar Judas is daar, sy plan is klaar in plek van wat hy met Jesus gaan maak, en die rol wat hy gaan speel in hierdie drama wat net om die draai is. En dat Jesus dit wis, dat hy weet. So ons het tot hier gehad, sy tyd het nog nie gekom nie, dis nog nie sy tyd nie, hulle wil hom met klippe doodmaak, en ander evangelie wil hom by die kraans afgooi, en dan wil hulle dit met hom maak, en gevangene neem, en dan stuur hulle soldate, maar dit was nog nie sy tyd nie. Nou het die oomblik aangebreek, en Jesus weet, dis nou die tyd. En dit bou die verhoog dan nou, die platform, waarvandaan hierdie gesprek gaan plaasvind, wat beteken dat dit is baie, baie ernstig. Jesus weet, sy tyd is nou. Nou, jy kan jou moes nou indink, kom ons sê, jy weet, dat oor 5 ure van nou, gaan jy net in mekaar sak, en dood wees. Sterwe. In mekaar sak, en na die Vader gaan. Of in mekaar sak, en Jesus ontmoet. Nee, is die regte manier eintlik om dit te sê. In mekaar sak, en Jesus ontmoet. Jy gaan nie siek wees nie, dis nie, sê nou maar 'n ongeluk of niksie, daar's niks, dit gaan net gebeur, jy gaan so sit en praat die volgende oomblik, boef, dan is jy in die ander lewe. Wat sal jou instelling wees? So jy het jou hele familie by jou, wat gaan jy nou doen? Wat gaan jy nou met hulle gesels? As jy daai oefeningkie doen, dan kom jy agter, ja, dit sal 'n taamlike, jy weet, ek sal dringende goed wil tuisbring by hulle, dringende goed. Maar jy mag nie vir hulle sê, oor 5 ure gaan jy mekaar sakkie. Nee, kom ons maak nou ons eie ding op. Mag jy vir hulle sê nie, so jy weet dit gaan gebeur. So jy wil vir hulle sê hoe lief is jy vir hulle. Jy wil vir hulle raad gee, want jou kinders is nog jonk. En jy weet, jy gaan hier wees in sleutel areas van hulle lewe, dalk as hulle trou, of as hulle kinders is, of so, of as hulle oud word nie. So jy wil dit nou doen. Jy wil nou goed vir hulle sê, dat hulle dit kan onthou. Dis wat jy nou gaan lees. Sê, dit stel die atmosfeer. Nee, die temperatuur is het ware van die gesprek wat nou gaan kom. So is baie belangrik. Nou, ons weet, uit die inligting wat die ander evangelies vir ons gee, dat hier, by hierdie laaste ete, was daar konflik tussen die disippels oor wie is die belangrikste. En dat het ten minste al die derde van sy soort was. Ten minste. Weet ons van 3 sulke konflikke oor presies dieselfde onderwerp. En hierdie een, by die laaste avondmaal, is dit nou nog 'n geweldige striweling. Ja, is dit nie? Dis nogals 'n gedagte nie. Nogals, by hierdie verskriklike belangrike vergadering, die laaste van sy soort, na 3,5 jaar se bediening, saam met Jesus, die Seun van God, Jahwe van die Ou Testament, hierdie laaste gesprek, stry hulle nog met mekaar oor wie is die belangrikste. En het sê dit vir jou, nee, die vlees mis die saak totaal en al, mis het totaal en al, heeltemal uitvoeling met die wêreld van God. Die vlees is heeltemal uitvoeling met die wêreld van God. En
En ons weet, nou Johannes kwalifiseer dit nie, maar ons weet uit die ander evangelies, dat dit was juis hierdie konflik wat gemaak het dat Jezus die doek om hom bind en hulle voete begin was. En die gesprek wat daarna kom juis uit dit uit. Nou Johannes sê dit nie. En die vermoede wat ek het, hoekom Johannes dit nie verduidelik nie, maar die ander evangelieskrywers dit wel verduidelik, kan tweevoudig wees. 1, Johannes weet is klaar bekend. So, want die ander evangelies het dit beskryf, die mense wat hierdie weergawe van die evangelie lees, het die ander gelees. Markus, Matteus, en waarskynlik Lukas. So, hy weet dit, dis die een ding, en dat hy dit as gevolg daarvan, om dit nie weer te dupliseer, net uitlaat, maar daar kan ook 'n ander rede wees. Die ander rede kan wees, omdat Johannes wil hê dat ons ook iets anders moet raak sien. En daarom beskryf hy die situasie op 'n ander manier, selfde situasie as die ander, sodat ons ook die ander deel kan raak sien. Nou, in meeste van hierdie gevalle is dit nooit net die een nie, dis dikwels sommer beide van hulle. Dit kan wees oor die duplisering en die sien die iets anders raak. Maar hier doen Jesus dit. So, hy doen die werk, daar is nou al baie oor gepraat en gepreek, so ek gaan nou maar net sê, hy doen die werk van 'n bediende en 'n slaaf, en hy was die mense se voete, hulle die hele dag geloop in leersandale, dis vuil en so en al daai ou goedjies wat daarmee saamgaan. En Jesus ag homself nie te belangrik om dit te doen nie. So, en ja, wat vir my kosbaar hier is dat Jesus rig hulle nie net na die waarheid homself, deur woorde nie, maar ook deur voorbeeld. Daarom is Jesus die absolute voorganger van die kerk. Hy gaan elke liewe disipel in die gemeente, in die liggaam van Jesus, gaan hy voor, die voorganger. En wat dit beteken, om in die waarheid van God te staan. Hy is die voorganger. Kyk na hom. So jy kry Hebreërs 13, waar hy sê maar, kyk na julle voorgangers, bedoelende hulle die mededisipels wat meer volwasse in die geloof is as hulle, en hulle voorgaan in woord en in leefstyl. Maar net so ver as wat hulle Jesus agterna loop. Sien, ek hou my oog op die voorganger net so ver as wat hy sy oog op Jesus het. Ek gaan nie saam, hy gaan my nie voor en niks anders nie. As hy goeders doen wat nie te doen het met die waarheid en karakter en persoon van Jesus nie, dan stap ek hom nie agterna nie. Nee, is belangrik. En Jesus demonstreer aan hulle 'n voorbeeld. Wat beteken die lewe van onderdanigheid aan God? En dit is dat hy, wat God self is, die voete van sy disipels was. En soos wat jy kan raai, is die een ou wat kapsie daarteen aanteken. Niemand anders nie, as ons geliefde ou Petrus self. En elke knie sal buig, elke mond